Goeiemôre, dit is Vrydag die 18de April. Vanoggend gaan ons saam Paasfees vier, Goeie Vrydag. Ons diens is 'n eenheid saam met Sondag se opstandingsdiens, die 20ste. Ons gaan vanoggend ook as gemeente nagmaal gebruik. Die nagmaal wat ons gebruik is droë rooiwyn, wat nie lekker is nie, en 'n broodjie wat hard is, om ons te herinner spesifiek aan die lyding van Christus. So as jy by die huis saam luister, kan jy vir jou ook iets na te kry om nagmaal mee te gebruik, dalk sommer net water en 'n stukkie droë brood. Ons gaan Sondag weer nagmaal vier, dan vier ons die opstanding, die vreugde, met lekker wyn en lekker brood, wat soet is en lekker is om te proe, vingerlek lekker. Vanoggend is ons diens donker, omdat ons na die lyding van Jesus dink en dit vier. Ons gaan vanoggend saam luister na die kruisigingsverhaal, Lukas 22 en Lukas 23, en tussenin na die woorde van 'n lied, was jy daar toe die Here gekruisig is. Mag jy God se teenwoordigheid ook vanoggend in besonder beleef. Here, as ons stil word, dan weet ons U is God. Here, ons het U genade nodig. Partykeer voel ons kan op ons eie reg kom, maar ons besef net opnuut weer, sonder U is ons niks. Here, ons is skuldig. Ons het U genade en U verlossing nodig, want uit ons eie kan ons onsself nie red nie. Kan ons nie eers mekaar red nie. Dankie vir Christus. Mag ons vanoggend as kerk oor die wêreld heen opnuut die grootheid van U genade en U liefde besef. Amen. Lukas 22, ons luister vanaf vers 39. Jesus het die stad verlaat, en volgens gewoonte na die Olyfberg toe gegaan. Sy disippels het hom gevolg. Toe hy by die plek aankom, sê hy vir hulle: "Bid dat julle nie in die versoeking kom nie." Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver soos 'n mens 'n klip kan gooi. Hy het daar gekniel en gebid: "Vader, as U wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat togtans nie my wil geskied nie, maar U wil geskied." 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En hy het in doodangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Hy het toe van die gebed af opgestaan en by die disippels kom, en hy kry hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie." Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom: "Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen?" Toe die wat saam met Jesus was sien wat gebeur, vra hulle: "Here, moet ons hulle met die swaard aanval?" Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê: "Hou op daarmee." Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees.
Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het: Trek julle met swaarde en stokke uit, soos teen 'n rower? Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir duistere magte daar is, het julle kans. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei na die huis van die hoofpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur, en daar het mense by mekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê: Die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê: Juffrou, ek ken hom nie. 'n Rukkie later sien iemand anders hom en sê: Jy's mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord: Man, ek is nie. Na verloop van sowat nog 'n uur, het een met beslisheid beweer: So waar. Die een was ook saam met daardie man. Hy's mos ook 'n Galileër. Maar Petrus sê: Man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe het Petrus by wat die Here vir hom gesê het: Voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Die manne wat vir Jesus bewaak het aangehou om met hom die spot te dryf en hom te slaan. Hulle het hom geblinddoek en gesê: Jy is mos 'n profeet, sê wie het jou geslaan? Nog baie ander godslasterlike dinge het hulle hom toegesnou. Toe dit dag word, het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader en Jesus voor hulle laat bring. Hulle sê toe: As jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy antwoord hulle: Al sou ek dit vir julle sê, sal julle tog nie glo nie. En al sou ek julle 'n vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. Maar van nou af sal die Seun van die mens aan die regterhand van die almagtige God sit. Toe vra hulle almal: Dan is jy die Seun van God? Hy sê vir hulle: Dit is soos julle sê, ek is. Daarop sê hulle: Waarvoor het ons nog getuienis nodig? Ons het dit uit sy eie mond gehoor. Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom gebring deur te sê: Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keiser belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning is. Pilatus vra hom toe: Is jy die koning van die Jode? Hy antwoord hom: Dit is soos hy sê. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare: Ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hulle het sterker aangedring en gesê: Die hele Joodse land deurstook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom. Toe Pilatus dit hoor, vra hy die man of hy 'n Galileër is. Nadat hy te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig is, het hy hom na Herodes toegestuur, wat juis in daardie tyd in Jerusalem was. Herodes was baie bly om Jesus te sien, omdat hy soveel van hom gehoor het. Hy het al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien,
Hy het ook gehoop om een van sy wonderwerke te sien doen. Hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig. Herodes en sy soldate het hom toe met veragting behandel. Hy het hom met deftige kleed laat omhang en met hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe teruggestuur. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar altyd 'n kwaai vriendskap tussen hulle. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom gebring het nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat." Maar hulle het soos een man geskreeu: "Weg met hom! Laat Barabbas vir ons los." Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor 'n moord. Daarom het Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Maar hulle het aanhoudend uitgeroep: "Kruisig hom, kruisig hom." Die derde keer sê Pilatus vir hulle: "Watter kwaad het hierdie man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en loslaat." Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word, en hulle het geskreeu dat hulle die oorhand gekry het. Pilatus het toe besluit om aan hulle eis te voldoen. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat, soos hulle geëis het. Maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus geloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julle self en julle kinders, want daar kom dae waarin hulle sal sê: Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê: Val op ons, vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook 2 ander, albei misdadigers weggelei, om saam met Jesus tereggestel te word. En toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom uitgelag en gesê: Ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot, en hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was 'n opskrif bokant hom: Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het
het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspelsel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig uit die Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en 'n opregte man, en het die koms van die koninkryk van God verwag. En hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê, waar nog nooit voorheen iemand begrawe was nie. Dit was Vrydag, en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan, reukolie en salf reggemaak. Op die Sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod bepaal. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het.
Die Bybel leer ons dat God sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons dat Christus sy godheid neergelê het, mens geword het, gelei het in ons plek. Hy het dit op Goeie Vrydag aan die kruis in Golgotha finaal bewys sy liefde vir ons, deurdat hy in ons plek gesterf het. Jesus het die nagmaal ingestel op die donderdag aand voor sy kruisiging en vir die disippels gesê dat hulle dit moet vier om te onthou dit wat hy vir hulle gedoen het, om ons in ons geloof te versterk. Jesus het aan die kruis gesterf, maar ook opgestaan. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan Jesus se swaar kry en sy dood, sy liggaam wat aan die kruis gehang het. Die wyn wat ons drink, laat ons dink ook aan Jesus se bloed wat gevloei het. En soos die lam se bloed Israel beskerm het, is ons vergewe van ons sonde en word die dood nie ons straf nie. As ons hierdie brood en wyn gebruik, dan sê ons dat ons kinders is van die lewende God. Dat ons uitsien na 'n ewige maaltyd in die teenwoordigheid van die lam, in die hemel by God. Ons sê in die nagmaal vir die Here dankie vir sy genade en liefde. Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Ons glo dat hy ons sonde weggeneem het. Eet van die brood. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het. Glo ons dat al ons sondes weggeneem is. Drink van die wyn. Here, ons Here, hoe groot is u genade.